Verlies, liefde, geseënde nalatenskap. Indien jy mooi luister, sal jy hoor dat hierdie 3 temas is wat baie gereeld opkom wanneer mens met mense in gesprek is. Dit is vandag my voorreg om ons in te lei in 'n nuwe 3 weke reeks in 'n boek in die Bybel wat hierdie temas baie definitief en diep en herhalend aanraak. Vir my 'n voorreg om julle uit te nooi om hierdie Bybelse storie saam met ons te lees en te ontdek oor hoe die verhaal van mense wat eeue terug afgespeel het, nog so uiters relevant kan wees en ons ook kan help met ons lewe hier in 2025. Jy is baie welkom hier en dit is vir my 'n voorreg om saam met jou deur die boek van Rut te lees. Die een Bybelse boek in die Bybel wat vernoem is na 'n nie-Israeliet, een van die 2 boeke wat vernoem is na 'n vrou en 'n vrou wat inderdaad later in die Bybel ook 'n baie besonderse rol gaan speel. Voordat ons verder gaan, het ek net weer op my hart om julle te herinner en julle uit te nooi dat hierdie bediening se hart is nie dat mense net passiewe luisteraars moet wees van die preke wat ons vir julle gee nie. Ons droom, ons begeerte is dat jy ook jou Bybel by jou sal hê. As jy dalk hierdie luister terwyl jy ry, is dit oké, maar dat jy dalk ergens in jou dag jou Bybel sal oopmaak en ook self deur die boek van Rut sal lees. Dis 'n baie kort 4 hoofstuk boek. Ek praat vandag net oor hoofstuk 1, amper 'n onmoontlike taak om in een baie kort preekie alles te sê wat daar te sê is, maar ek het keuses gemaak. Maar dit sal jammer wees as jy uitmis op al die ander nuances wat in hoofstuk 1 te vind is, wat jy sal mis as jy nie self die hoofstuk gaan deurlees nie. So as jy hierdie nou kyk en dit is vir jou moontlik, stop en lees dalk eers self hoofstuk 1 stadig en rustig deur, kry 'n gevoel vir die storie, kry 'n gevoel vir die plek waar dit afspeel. En dan so ook met hoofstuk 2 wat ons volgende week sal doen en dan hoofstuk 3 en 4 waarmee ons gaan saam afsluit voordat ons ook in die besonderse tyd van Pinkster inbeweeg. Jy is baie welkom. Ek hoop jy weet dat jy vir God saak maak, dat hy teenwoordig is en dat hy vandag regtig sy woord wil gebruik om ons te bedien en in ons lewens in te spreek. God is 'n God wat graag by mense opdaag en ook nou hier is. Amen. Hoofstuk 1 spring weg met die eerste versie wat die volgende sê. In die jare toe die rigters nog regeer het, was daar hongersnood in die land. 'n man van Bethlehem in Juda het tydelik in die gebied van Moab gaan bly, hy en sy vrou en sy 2 seuns. Soos gewoonlik weet julle dat mens moenie woordjies miskyk wanneer jy Bybelteks lees nie, en die merker wat die skrywer vir ons hier gee is nie sonder bedoeling nie. Dit is belangrik ook wanneer jy later in die storie dalk goed lees wat vir jou ongemaklik laat voel, en dat jy voel, ons weet nou nie lekker van dit nie, dat jy moet onthou die groot geheel en die groot verhaal van Rut is eintlik soos een groot helder lig en water en bron van hoop wat afspeel in 'n tyd waar dit verskriklik sleg gaan met die volk Israel. Dink amper, as ek dit reg het, in die 83 vertaling praat hulle net van die tyd van die leiers, maar die 2020 vertaling praat van die tyd van die rigters, en dis baie besonders om raak te sien dat Rut net na rigters lê, en rigters is daai baie donker tyd in die volk Israel se geskiedenis, waar hulle nou die beloofde land betrek het, maar daar gebeur maar 'n verskriklike klomp stories. Ek self het nou nie deur die boek Rigters gelees nie, maar Dominee Johannes sê hy het dit nou goed gelees en net weer besef dat dis een van die boeke wat mens eintlik so die hele liewe tyd wil laat cringe oor al die dramatiese, wrede, slegte goed wat daar gebeur in die boek Rigters, maar dit is die tyd waarin die verhaal van Rut afspeel. So wanneer jy dan Rut lees en jy ontmoet later in die storie hierdie karakter Boas en jy ontmoet Naomi, dan moet jy eintlik so 'n bietjie dankie tog, daar is dan nog goeie mense oor, raak lees in die storie, en alles wat hierdie karakters in hierdie storie doen, staan in baie sterk kontras met dit wat die volk op die oomblik besig is om te doen. So dit sê ek maar net terwille van 'n bietjie agtergrond, dat 'n mens net dit oplet.
Wat julle ook kan sien, en ek sal vir julle 'n kaart op die skerm sit om te kyk, dat hoofstuk 1 handel basies oor 2 reise wat plaasgevind het. Eers sien ons 'n gesin van 4 wat as gevolg van 'n broodgebrek in Bethlehem, Bethlehem wat beteken die huis van brood, maar daar is die brood op die oomblik nie, daar's hongersnood. Kies die pa en sy vrou en sy 2 seuns om te trek na Moab toe. Die storie van sy eie is, want eintlik is dit 'n plek waarmee hulle nie mag gemeng het nie. Hulle bevind hulle self daar en dan weet ons dat die pa en die 2 seuns oorlede is en dan is daar weer 'n terugreis waarvan ons baie prominent in hoofstuk 1 lees, waar Naomi vir haar 2 skoondogters vat en dan reis hulle weer van Moab terug na Bethlehem toe en dan die laaste hoofstuk van hoofstuk 1 kom hulle dan in Bethlehem aan. So dit is so half die groot vertelling wat hier gebeur, maar terwille van vandag het ek gedink om hier rondom vers 15, 16 en 17 met julle stil te staan, omdat ek dink daar goed gebeur wat uiters relevant is en waarmee ons iets kan maak en waar dit ons dalk 'n les kan leer vir ons eie lewe vandag. Kom ek begin by vers 16 en 17 en ek lees dit vir julle. As ek dit nou op die skerm sit, terwyl ek dit lees, sal julle ook sien, ek sit dit in die manier waarop die oorspronklike skrywers dit geskryf het, en as mens net in Afrikaans lees, dan gaan jy dit baie maklik mis. Hierdie is seker die bekendste gedeelte, want ek vermoed jy het dit al baie keer by 'n troue gehoor, waar Rut iets verklaar, wat baie dikwels deur mense gebruik word as 'n lojaliteitsverklaring wat Rut teenoor Naomi maak. Maar as jy die gehastiese skryf van hierdie 3 of 2 tekste sal sien, oor hoe daar 2 buiteverklarings is, 2 binneverklarings en dan in die middel 'n sinnetjie wat eintlik die kern is. Die skrywer het dit so geskryf dat dit jou aandag moet trek na hierdie middelsin toe, sal jy sien, en dis belangrik vir wat ons vandag vir mekaar gaan sê, dat hierdie woorde wat Rut hier uiter is nie in die eerste plek nie, dit is dit ook, maar dis nie in die eerste plek net 'n verklaring van haar lojaliteit teenoor Naomi nie. Dis eintlik Rut se bekeringsverhaal. Dis eintlik Rut se geloof wat sy bely in die lewende God, en dit is ook die rede dat Rut kan doen wat sy doen. Ek vermoed Rut was die tipe persoon wat dalk uit lojaliteit ook saam met Naomi sou gaan, maar in alles wat ek gelees het en alles wat hieroor geskryf is, moet ons raak sien dat in Rut se lewe het daar iets gebeur wat haar die lewende God van Jahwe laat leer ken het. Sy het vir hom lief geraak en is asof sy eintlik vir Naomi sê, Naomi, dit gaan nie eintlik in die eerste plek oor jou nie. Ek het jou God leer ken en ek wil in die land van jou God toe gaan, want hy is nou ook my God. En dit sien ons in hierdie verse wat ek nou saam met julle sal lees. Maar Rut het geantwoord, moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie. Want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Die Here kan my maar swaar straf as ek nie woord hou nie. Net die dood sal ons skei. En dit wil my bring by dit wat ek gekies het om vandag by stil te staan, soos ek nou gesê het, ek kon baie ander goed ook kies. Maar wat ek raak gelees het, wat met my gewerk het en waar ek verder gedink het in die storie, is dat mens moet oplet dat ons in hierdie storie 3 vroue kry, 3 verliese en 3 verskillende reaksies op hierdie verliese, en dat dit eintlik 'n uitnodiging is vir my en vir jou in die lig van dat ons nou vandag spesifiek in hierdie hoofstuk oor verlies praat, oor jy sal baie keer die woord huil byvoorbeeld in die teks agterkom. Daar is 'n groot stuk hartseer wat in hierdie verhaal in hoofstuk 1 afspeel. Daar's 3 vroue wat hierdie hartseer aan hulle lyf voel, maar daar's 3 reaksies ook op hierdie pyn, en ek dink die teks wil ons uitnooi om 'n bietjie te dink oor wat maak ons met ons pyn? Wat maak ons met ons verliese? Wat maak ek en jy met ons swaar wat ons in ons lewe beleef? In die eerste plek sien jy vir Orpa. Orpa, en ek moet sê, ek het baie empatie met haar, ek wil haar glad nie oordeel nie, en ek wil haar nie sleg sê nie. Ek dink die 3 vrouens raak maar net prototipes van wat baie dikwels met mense vandag ook gebeur wanneer dit met hulle swaar gaan. Orpa kies om terug te keer, in vers 15 lees ons dit, na haar volk en na haar gode, na haar kleinletter gode. Sy kies
om eerder terug te beweeg na dit wat vir haar bekend is, want dit is minder moeite en dis makliker. En op 'n manier draai sy om en sy draai weg van die potensiaal van die lewende God wat vir haar dalk vrede en rus kon bring. Soos ek sê, ek neem maar nie kwaadlik nie, maar wat ek wel baie keer sien in vandag se lewe met mense met wie ek in gesprek is, met stories wat ek lees, is dat dit baie dikwels ook ons natuurlike geneigtheid is wanneer ons onsself in moeilike situasies bevind. Baie dikwels net op daai punt waar as ons net nog 'n dag sou aanhou of nog 'n tree sou gee, sou daar dalk ook vir ons hoop kon deurbreek en sou daar ook dalk vir ons 'n nuwe verstaan kon deurbreek van 'n situasie. Maar dit is eintlik net makliker om dan terug te draai en na die bekende toe terug te val, eintlik na 'n plek toe waar jy jou kans opsê dat die nuwe geboorte kon gebeur het. Dis amper soos 'n vrou wat opgee net voordat die baba gebore is. En dit sien ons hier in die storie, die een reaksie van een van die vroue, naamlik van Orpa. Dan kry ons natuurlik vir Naomi. Ek dink Naomi kan die meeste van ons dalk meer vereenselwig, want sy is die een wat sy beer vorentoe, maar sy is maar bietjie kwaad in haar binneste. Julle sal later ook in hoofstuk 1 sien dat sy vat eintlik vir God aan, wat ek dink glad nie 'n probleem is nie. Ek dink dit is baie mooi, want daar's ook weer 'n verhaal om te vertel oor hoe dit verander in hoofstuk 2. Maar die een vrou sê so mooi oor Naomi dat she's obeying, but she's obeying mad. Sy die een kommentaar wat ek gelees het, sy is daai mense wat hulle beweeg vorentoe en hulle glo nog om God, maar in hulle binneste is hulle maar 'n bietjie kners hulle maar op hulle tande. En dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar dit is ook nie die volheid waarna toe ek dink God ons wil vat nie, wat ons natuurlik nou in Rut se reaksie kry. By Rut sien ons iemand wat, sy het ook 'n skoonpa verloor. Sy het ook 'n man verloor. Sy moet ook haar mense en haar bekende reuke en haar kosse en haar vriende en haar vriendinne en alles agterlos wat aan haar bekend is. Maar iets het in haar binneste gebeur. En sy getuig en vertel van iemand wat sê dat my geloof is meer in God as in my omstandighede. Ek proe iets daarvan dat ek nie my lewe en my gevoel en my emosies kan bou op wat met my gebeur nie. Ek moet aan iets groters vashou. Ek moet 'n rots kry wat stewig en ewig en vas is. En dan saam met daai een, bly ek stadig maar stap in die rigting van die kruis, want dit is waar die eintlike heling vir ons almal lê. Dit is so baie mooi gesê oor hierdie teks wat sê, weeping will come, but the direction we weep in is what makes the difference. God sees your tears, cry them, feel them, wipe them, but don't let them stop you from moving towards Christ. It's possible to cry and walk. En dit is wat ek by Rut sien. Broers en susters, in hierdie hoofstuk 1 kry ek 'n eg menslike verhaal van vroue wat verlies beleef het, en ek weet baie van julle wat hier luister kan dalk getuig van 'n kind wat jy verloor het, van 'n man of 'n vrou of 'n suster of 'n broer of iets wat vir jou kosbaar was. Ons word vandag gevra is, in watter rigting huil jy? Het jy opgegee en teruggedraai na jou ou gewoontes toe waar jy eintlik jou pyn nam en nie daarmee deel nie? Of maak jy vir die wêreld asof jy nog besig is om in God te glo, maar eintlik het jy in jou binneste al lank al gesê, met hierdie Here wat hierdie goed laat gebeur, is ek klaar mee? Of neem jy die dapper stap om te huil in die rigting van die kruis? Om te bly stap, al kan jy nie verduidelik nie, al is dit nie makliker nie, dit raak definitief nie makliker vir Rut nie, julle sal dit sien, maar sy hou vas omdat daar vir haar geen beter alternatief is nie. En dit is die getuienis wat ek vandag wil gee. Die lewe is verseker nie eenvoudig nie. Maar ek weet wraggies nie hoe mense kans sien om 'n lewe te leef sonder die belofte van 'n almagtige teenwoordige God, wat die vermoë het om die slegste van omstandighede in iets moois te verander. Waarvan die storie van Rut by uitstek 'n vertelling is. Bly ingeskakel om te sien hoe dit uitspeel. Broers en susters, mag ons met ons pyn en ons swaar en ons verlies vandag weer by die Here gaan sit en vir hom vra vir moed om vorentoe te bly beweeg met hom aan ons sy, omdat hy die groot redeemer is.
Omdat hy die een is wat selfs ons verliese en ons pyne kan omskep in iets moois. Amen. Wil jou nooi om saam met my ook nou te bid. Here, in u teenwoordigheid, binne in 'n storm, met baie onsekerheid wat rondom ons woed, bly u ons beste hoop. En ek dink waarvoor ek vandag wil bid, is dat u van ons weer mense van geloof sal maak. Mense van geloof wat weet dat geloof beteken dikwels om te wag. Geloof beteken vertroue. Geloof beteken om die onsienlike te sien. En ons wil aan u bly vashou. Dankie vir die verhaal van Rut, die echt menslike storie wat vir ons hoop gee. Mag u genade en u goedheid ons bly dra. Amen. Mag jy, daar waar jy is, God se genade en sy goedheid en sy sorg bly beleef. Amen.